Ons het die afgelope ruk besig om te gesels oor hierdie tema van volhard en ek dink dit is so van toepassing veral van die tyd van die jaar wat ons nou is hier 3/4 in die jaar in en dit mag dalk nou voel en gedurende hierdie tyd dat daar soveel dinge is wat jy moet afgehandel kry en soveel dinge wat op jou bord is en dit kan soms oorweldigend voel en ons het nodig veral hierdie laaste stretch waarin ons is van die jaar om te kan volhard. En ek wil jou net bemoedig vandag met hierdie gedeelte uit Jesaja 40 vers 29 tot 31 wat vir ons sê, dit is hy wat vermoeides krag gee, wat lewenskrag vermeerder vir die wat geen vermoëns het nie. Jong seuns word moeg en raak afgemat, jong manne struikel en val, maar wie op die Here wag, herwin hulle krag, hulle kry nuwe vere soos arende. Hulle hardloop, maar raak nie afgemat nie. Hulle loop, maar word nie moeg nie. Nou hierdie vers is so 'n ongelooflike belofte waar die Here sê, die wat op hom wag, nuwe krag sal kry. En ek weet nie van jou nie, maar ek het verseker nuwe krag nodig en ek het nodig vir die Here om hierdie nuwe krag vir my te gee. En hierdie belofte wat die Here vir ons uitmaak om vir hierdie nuwe krag, is dit nodig vir ons om te wag op die Here, stil te word voor die Here. En gewoonlik rondom hierdie tyd is daar soveel is op ons borde, soveel dinge is wat ons moet afgehandel kry, voel dit amper counterproductive om te wil stil raak en te wil op die Here wag. Maar hierdie belofte wat die Here maak, dit sê dat juis wanneer ons stil raak voor die Here, dis dan wat ons nuwe krag kry, vir ons nuwe krag gee wanneer ons in sy teenwoordigheid ingaan. En net 'n storieetjie wat ek gelees het so 'n taamlike ruk terug, wat so van toepassing is op hierdie gedeelte van regtig waar stil word of gereeld stil word voor die Here, is hierdie storie van hierdie twee houtkappers. Dit was twee manne wat deelgeneem het aan hierdie houtkap kompetisie en hulle wou kyk wie die meeste hout kon kap teen einde van die dag en hierdie twee manne het heeltemal verskillende maniere wat hulle dit gedoen het. Die eerste man was 'n man wat geglo het hy moet reg deurkap, hy gaan die oggend reg deur tot laat middag, laat aand gaan hy deurkap sonder enige breuke, sonder om te wag, gaan hy reg deur probeer hierdie houtkap om hierdie kompetisie te wen. En die tweede man aan die ander kant was 'n man wat elke uur, na elke paar ure het hy besluit om net stil te raak en net 'n breek te vat en net stil te word. In elk geval, na die einde van die dag, toe die manne nou kyk hoeveel hout hulle gekap het, sien hulle dat die man wat gereeld breuke gevat het, die meeste hout gekap het. En die eerste man was so verbaas gewees oor die feit dat hierdie man meer hout gekap het, maar hy het reg deur gegaan om hierdie hout te kap. En hy vra toe, hoe het jy dit reg gekry om soveel hout te kap? Ek het aan een gekap, ek het geensins breek gevat nie, maar jy het 'n breek gevat. Hoe het jy meer hout gekap as ek? En die tweede man kyk na hom en hy sê, ek het nie net gerus in daai tyd nie, ek het ook my byl skerp gemaak in daai tyd. Nou ons het nodig om hierdie laaste stretch van die jaar deur te maak, het ons nodig om ons byl skerp te maak. En ons het nodig dat die Here ons byl skerp maak in daai tye wat ons net gereeld stil word voor die Here. En dit voel dalk counterproductive om stil te word met al hierdie dinge wat op jou bord is. Maar die Here rig hierdie belofte uit dat wanneer ons stil word voor die Here, dit is dan wat hy vir ons nuwe krag gee. En ons vlerke soos arende kry wat hoër kan vlieg en verder kan hardloop en meer kan of langer volhard en nie minder moeg word. So ek wil jou net aanmoedig om stil te word, gereeld stil te word en soos hierdie tweede houtkapper gereeld stil te word voor die Here in sy teenwoordigheid, sodat hy jou byl kan skerp maak, so wat ook al vorentoe op jou pad lê, dat jy dit sal kan doen. En ek bid net dat die Here jou, as jy moeg is, dat die Here jou sal herstel gee en jou nuwe krag sal gee waar ook al jy is en vars
wysheid gee en insig gee vir hierdie stretch van die jaar. Mag jy 'n geseënde dag hê en ons hoop ons sien jou vanaand by die gebed, kollektiewe gebedsbyeenkoms, 'n plek waar jy ook jou byl kan slyp en stil word voor die Here en in sy teenwoordigheid kom. Amen, en dan sien ons jou hopelik vanaand